Ok, ons begin met die NS leerpapiere. Ons praat oor materie en materiale, mengsels en oplossings. Een mengsel is iets wat geskei kan word in 2 of meer stowwe. Die komponente van 'n mengsel kan maklik deur fisiese metodes geskei word. Mengsels kan geskei word deur filtrering, handsortering, magnete of afsakking en dreinering. Homogene mengsels het dieselfde uniforme voorkoms en komposisie regdeur. Heterogene mengsels bestaan uit sigbaar verskillende substansie of fases. 2 of meer substansie kan in die mengsel gesien word. Die stowwe en heterogene mengsels kan geskei word deur sifting, filtrering, handsortering, afsakking en dreinering. Skeiding van mengsels. 'n Magneet word gebruik om metaal van nie-metaal te skei. Byvoorbeeld om sand van yster te skei. Filtrasie is die metode wat gebruik word om soliede stowwe van 'n vloeistof te skei. Die soliede dele is te groot en sit vas. Byvoorbeeld om grond van water te skei. Die vloeistof gaan deur die gaatjies in die filtreerpapier en die soliede dele bly agter. Verdamping is die metode wat gebruik word om 'n opgeloste stof van 'n oplossing te skei. Byvoorbeeld om soutkristalle uit soutwater te kry. Distillasie is die proses waardeur vloeistof gesuiwer word deur dit te kook en die damp te kondenseer. Byvoorbeeld om vars water uit soutwater te verkry. Onthou dis julle prentjie in julle boek wat ons gedoen het. 'n Sieve is 'n instrument met baie gaatjies wat gebruik word om groter dele van kleiner dele en vaste stowwe van vloeistowwe te skei. Handsortering word gebruik wanneer fisiese verskille tussen die materiale maklik onderskei kan word en die stowwe maklik geskei kan word, byvoorbeeld om Smarties van jelly tots te skei. Afsakking word gebruik om die vloeistof van 'n mengsel te skei wanneer die swaarder materiaal afsak tot op die bodem van die vloeistof, byvoorbeeld wanneer jy sand by water voeg en die sand sak af. Afgieting kan gebruik word wanneer 'n mengsel wat uit 2 vloeistowwe bestaan, geskei kan word deur een af te giet van die ander, nadat dit tyd gehad het om te skei, volgens hulle digtheid. Byvoorbeeld olie wat op water dryf. Oplossings. 'n Oplossing is 'n spesiale soort mengsel. Soos alle mengsels bestaan dit uit 2 of meer materiale wat weer 'n nuwe substans vorm. 'n Oplossing bestaan uit 'n oplosmiddel waarin 1 of meer oplosbare stowwe opgelos is. 'n Oplossing is 'n spesiale mengsel waar die verskillende materiale wat saamgemeng is, nie weer van mekaar geskei kan word nie. 2 of meer stowwe in 'n oplossing vorm, sal dit lyk asof die een stof in die ander een verdwyn het. 'n Oplossing is wanneer 2 of meer stowwe oplos in mekaar. 'n Oplossing lyk dit of die opgeloste stof verdwyn het. Dit is omdat die oplosmiddel en die opgeloste stof se deeltjies baie goed meng. Daar is baie tipes oplossings, maar die bekendste is mengsels van 'n soliede stof en 'n vloeistof, soos suiker en water. Nie alle stowwe los in water op nie. Die substansie wat oplos, word oplosbare stowwe genoem. Onoplosbaar beteken stof kan nie oplos in die oplosmiddel nie. Byvoorbeeld, suiker is nie oplosbaar in olie nie en sand is nie oplosbaar in water nie.
Oplosbaar beteken die stof kan oplos in 'n oplosmiddel. Oplossings kan geskei word deur verhitting sodat die oplosmiddel verdamp. Die droë opgeloste stof bly agter. Kristallisering word algemeen gebruik om sout uit seewater te verkry. Wanneer ons soveel opgeloste stof in die oplosmiddel opgelos het, dat niks meer kan oplos nie, sê ons dit is 'n versadigde oplossing. Onthou, ons kan net soveel sement saam met water voeg, totdat dit nie meer gaan oplos nie, dan is dit versadig. Die oplossingstempo verwys na hoe vinnig 'n opgeloste stof in 'n oplosmiddel kan oplos. Die 3 faktore wat die oplossingstempo beïnvloed is temperatuur, agitasie en die grootte van die dele van die opgeloste stof. Temperatuur: 'n warm oplosmiddel beweeg die dele van die oplosbare stof vinniger as in 'n koue oplosmiddel en sal dus vinniger oplos. Agitasie, dit is wanneer jy dit roer of skud. Wanneer 'n mengsel geroer of geskud word, los die stof vinniger op. Grootte van die deeltjies in die opgeloste stof: hoe kleiner die korrels of deeltjies van die oplosbare stof, hoe vinniger los die stof op. Suiwerstowwe: 'n suiwerstof het net een soort molekule. 'n suiwerstof is 'n stof wat nie geskei kan word deur fisiese metodes nie. Voorbeelde van suiwerstowwe is goud, water, hout. Fases van materie. Wanneer hitte by materie bygevoeg of weggeneem word, beweeg die molekules weg van mekaar of nader aan mekaar. As hitte by water gevoeg word, word dit waterdamp of verdamping genoem. As water afgekoel word deur hitte weg te vat, vorm waterdruppels of kondensasie, wat vloeistof is. Verdere verkoeling veroorsaak dat water vries en solied word. Smelting en oplossing is 2 verskillende prosesse. Wanneer 'n materiaal verander van 'n soliede stof na 'n vloeistof, noem ons die proses smelting. Byvoorbeeld as sjokolade smelt. Wanneer dit afkoel, word dit weer soliede sjokolade. Wanneer 'n materiaal 'n oplossing vorm in 'n ander materiaal, word die proses oplos genoem. Dit vorm 'n nuwe substans, byvoorbeeld suikerwater. Alle stowwe los nie in water op nie. Daar is 'n beperking vir hoeveel van 'n stof in 'n gegeewe hoeveelheid water opgelos kan word. Oplossings kan nie geskei word deur sifting, filtrering, handsortering of afsakking en afgieting nie. Oplossings kan geskei word deur verhitting om die oplosmiddel te verdamp. Die droë opgeloste stof bly agter. Wanneer ons soveel opgeloste stof in die oplosmiddel opgelos het, dat daar nie meer opgeloste stof kan oplos nie, sê ons dit is 'n versadigde oplossing. 'n onversadigde oplossing is een waar dit moontlik is om meer opgeloste stof in die oplosmiddel op te los. Wanneer dit versadig is, dan raak dit baie dik en die poeier sal agterbly. Wanneer dit onversadig is dit baie slap en dit sal baie loperig of waterig wees. 'n oplossing maak 'n nuwe produk wat deurgaans dieselfde lyk. In 'n mengsel kan die verskillende stowwe onderskei word. Voorbeelde van mengsels en oplossings. Sout en water is 'n oplossing.
Olie en kruie is 'n mengsel. Jelly beans en Smarties is 'n mengsel. Nesquik en melk is 'n oplossing. Die natuurlike watersiklus. Die prosesse van watersiklus. Die eerste een is verdamping. Verdamping is omskakeling van water, vloeistof, na waterdamp wat gas is. Water op die oppervlak van die aarde, in riviere, mere, damme en oseane word deur die son verhit. Dit veroorsaak dat die water as 'n gas in die atmosfeer opgeneem word. Kondensasie. Kondensasie is die teenoorgestelde van verdamping, waar die waterdamp of die gas na druppels water of vloeistof verander word. Dit gebeur wanneer die waterdamp afkoel of koud word. Presipitasie is die val van water as reën, sneeu en haal vanuit die atmosfeer terug na die aarde toe. Kyk asseblief na hierdie skets. So hierso skyn die son en dit smelt die ys, so dan raak dit water. Dan beweeg die water op, so die water verdamp. Wanneer dit wolke maak, noem ons dit kondensasie. Dit gaan hoër op in die atmosfeer in, dan vries dit, dan sneeu, haal of reën dit, wat ons presipitasie noem, en dan begin dit weer, dan smelt die sneeu, verdamp, kondenseer, vries, presipitasie. Water op die aarde se oppervlak verdamp en styg in die lug as waterdamp. Die waterdamp koel en kondenseer terwyl dit in die lug opgaan. Wanneer die waterdamp kondenseer, vorm dit klein druppels. Hierdie waterdruppels vorm wolke hoog in die atmosfeer. Die druppels word groter en val op die aarde as reën. Water in sommige wolke vries en val op die aarde as haal of sneeu. Reën, sneeu en haal bring water terug na die aarde se oppervlak. Die ys, sneeu en haal smelt en vorm oppervlak afloop wat terugvloei na die riviere en see. 3 maniere waarop water verdamp het, terug na die aarde kan keer, is deur reën, sneeu en haal. Wanneer water verdamp, neem dit energie uit die omgewing op en koel die omgewing af. Wanneer dit kondenseer, stel dit energie vry en maak die omgewing warm. Die hitteuitruilings beïnvloed die klimaat. Dit is al vir julle NS, sterkte met julle leerwerk.